Hi almal, ek is Danel en ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Nou ja, vandag wil ek 'n wonderlike persoonlike getuienis weer eens deel en die rede daarvoor is juis om alle eer aan God te gee, nommer 1. Weer eens en nommer 2 is om jou as ouer te bemoedig en ja, vir die feit dat jy nie moet opgee om te bid vir jou kind nie en die Here vertrou om en die Heilige Gees vertrou om jou te lei elke dag op hierdie geestelike reis wat jy is, want dit is 'n verskriklike groot verantwoordelikheid om kinders groot te maak, veral in vandag se tye waarin ons leef met al die versoekings daar buite wat so maklik weet kan opduik en ja, wat toeganklik is vir ons kinders. So die Heilige Gees praat nou al die afgelope, ek dink amper 2 maande nou al met my, wat hy klomp dingetjies my uitwys en in ons eie lewe net vir my, ons as ouers net wys hoe dit wat jy saai, sal jy maai op die einde van die dag. So ek wil 'n bietjie vir julle vertel van ons proses van saai en maai en hopelik bemoedig dit jou en gee dit jou dalk die nodige gereedskap om hierdie dinge in jou eie huis toe te pas, sodat daar 'n verandering kan plaasvind. Ja, partykeer is die verandering onmiddellik, partykeer sien jy die resultate onmiddellik, maar dit is 'n aanhouende proses wat groei en mens sien, altens die beter woord om te gebruik is, mens pluk die vrugte later in jou lewe, kan mens eintlik sien en ons is getuies daarvan. So, ek gaan dadelik, voordat ek begin met die getuienis, wil ek 2 versies net eers met julle deel, en dan gaan ek die getuienis vertel. Goed, die eerste skrifgedeelte, wat ek wil hê julle moet sommer neerskryf, plak dit iewers, ja, sit dit voor in jou Bybel, merk dit, dat jy dit kan onthou, en dat dit is een van die belangrikste gedeeltes wat 'n ouer moet weet, en as jy hierdie beginsel begryp en toepas in jou lewe, in jou lewenstyl volgens dit leef, gaan jy absoluut 'n vredevolle lewe hê. Ek kan nie beloof dit gaan sonder uitdagings wees nie, natuurlik word dit vir niemand beloof nie, maar dit gaan makliker wees, sodra jy daai vrugte begin pluk, gaan jy begin sien wat jy ingesit het, is wat jy gaan uitkry. So, die eerste skrifgedeelte is in Spreuke 22 vers 6 wat sê, leer 'n kind vroeg om te leef, hoe om te leef, en hy sal tot sy ou dag toe reg leef. In die Engels sê dit so mooi, hy sê, train up your child in the ways of the Lord and he will never depart from it. Hoe wonderlik is dit? Ons kan sien, as ons Bybel geskiedenis deurgaan, kyk byvoorbeeld mense wat groot geword het as 'n kind van die Here, ja, dalk iewers die pad byster geraak, wat God lief gehad het, maar altyd weer teruggekeer na God toe, want God was in hulle harte, weet, ingebrand, in hulle verstand ingebrand, en hulle het altyd hulle geeste teruggekeer, en teruggekom na God toe, hulle Skepper, want hulle was soekend. En dan die tweede versgedeelte is in Efesiërs. So baie mense sal sê, ja, dit is Ou Testamenties Spreuke, die vorige versie wat ek gelees het, maar kom ons kyk wat sê die Nuwe Testament in Efesiërs vir ons rondom dit. Dit is Efesiërs 6 vanaf vers 4. Nou, hierdie vertaling sê, vir die paas wil ek dit sê, maar ons kan sommer sê, vir alle ouers, want dit is nie net op die paas van toepassing nie. Maar die rede hoekom hulle paas hierso sê, is want die pa is veronderstel om die hoof van die huis te wees, en hy moet die leiding neem, hy moet die voorbeeld wees. So, vers 4, vir die paas wil ek dit sê, moenie julle kinders so behandel, dat hulle nie meer na julle wil luister en rebels raak nie. Maak hulle liewer groot soos die Here van julle verwag, leer hulle wat om te doen en help hulle op die regte pad, al moet julle soms streng optree. Net tot sover, ek gaan daai 2 versies, sal ek hier onder in die deskripsieboksie ook vir jou los, as jy nou nie vergeet het waar dit staan. So dis baie belangrik dat ons besef, dis vir God baie belangrik wat jy vir jou kinders leer, en
dit is 'n verskriklike, ek kan nie dit genoeg sê nie, groot verantwoordelikheid om kinders te hê. Ja, enigeen kan 'n kind hê, maar nie enige een gaan 'n sukses daarvan maak nie, want ons as mense is feilbaar. Ons kan dit nie sonder God doen nie. En te veel gesinne probeer hulle kinders grootmaak sonder die reëls en regulasies en die prinsipe wat die Bybel vir ons daar so sit, die beginsels wat hulle vir ons daar los. En dit is hoekom daar soveel selfmoorde ongelukkig onder tieners is deesdae, hoekom die wêreld is soos wat hy is, want God word nie teruggebring in die huisgesin nie. Ja, ons weet God is al lankal uit die skole uit, op 'n groot skaal wêreldwyd, maar ons sien dit nou ook in die huisgesinne al vir dekades lank, en dit is hoekom die wêreld so chaoties is soos wat hy is. Nou goed, kom ons gaan gou terug na die getuienis toe. So, ja, soos baie van julle al weet, sal ons as gesin gereeld vas, 21 dae lank vas, en jy weet, so ons het al lank begin doen, die kinders kon nie altyd saam vas nie, toe hulle kleiner was, het hulle nie dit altyd gedoen nie, hulle het nie altyd geweet wat en hoe dit werk nie, maar hulle het ons voorbeelde gesien. So die afgelope, kan ek maar sê, 3-4 jaar, het ons die kinders gesê, luister, julle ken al die storie, ek het nou al vir julle verduidelik, julle mense nou daar buite, wat nou na hierdie boodskap luister, het ek al verduidelik dat 'n kind hoef nie die volle vas te doen nie, begin om in daardie routine kry om net een ding op te gee, al is dit net lekkers vir daai 21 dae, of koeldrank wat hy moet uitskakel, 'n lekker Coke, of weet, 'n maaltyd wat hy uitskakel, of so iets wat lekker is, soos lekkers, of so iets wat hy moet opoffer, of TV-speletjies, of ja, Xbox, of wat ook al deesdae noem hulle dit. Nou, Xbox, nou nie meer TV-speletjies nie, maar weet, iets wat vir hom lekker, of vir haar lekker is, wat vir hulle opoffering sal wees, dit hoef nie altyd noodwendig kos te wees nie. Vir 21 dae, so leer jy hulle in daai routine. Mense sal baie keer vir my sê, maar hulle kinders is te klein vir dit, maar jy onderskat jou kind, en waartoe jou kind, tot wat jou kind in staat is. Julle sal nou hoor. So, ons het, doen altyd hierdie vas en gebed en so aan, en so omtrent ja, 'n week gelede kom ek agter my jongste seun, weet, hy eet nie sy kos nie, ek sien hy drink baie water, maar so steur ek my nou nie veel daaraan nie. Dit was my bietjie snaaks dat hy baie water drink, want hy is nou nie baie lief vir water nie, maar ek dink toe, okay, hy seker nou maar weer begin hard oefen, fietsry en alles, so hy dink seker nou maar bietjie meer water. Maar ek sien sy bordkos los hy oor, en ek dink toe, dit was nou die eerste aand omtrent, maar ek steur my nie daaraan nie, want hy is maar 'n naguil jong, hy sal baie keer in die aand laat opstaan, en dan sal hy eers eet, weet, so ek steur my nie daaraan nie. Volgende dag kom, ek sien die kos is weer, hy het nie daar geëet, en dink ek, dalk voel hy net nie lekker nie, hy sê lus om te eet nie, maar nogtans steur ek my nou nie daaraan nie, want 'n mens gaan nie so gou dood nie. Ek weet, so, ek is nie baie erg op sulke dinge om te hamer op my kinders nie, dit hulle is nou mooi groot, as hulle honger is, sal hulle eet, jy weet, ja, hulle is eintlik baie onafhanklik. So, het ons, ek het die spesifieke dag, het ek toe nou gegaan en wasgoed uit sy kamer uit gaan haal, en ek sien toe daar lê 'n briefie, of 'n papiertjie wat hy opgeskryf het, wat hy nou sê, hy gaan nie eet van Dinsdagoggend, sekere tyd tot Vrydagoggend nie. En dadelik weet ek, dit is 3 dae, so dit is natuurlik die eerste ding wat by my opkom, as 'n gelowige ouer, is natuurlik die kind vashou, want is 3 dae. Maar so is dit vir my half jaar, weet ek nie eers daarvan nie, en is dit iets werklik wat my kind sal doen op sy ouderdom van 14 self besluit. En hy was saam met sy pa, hy het bietjie hom gaan help werk, maak maar so, omdat ons homeschool, hy baie flexible tye, so hy sal, wanneer hy kans kry, saam sy pa gaan, hom bietjie gaan help, en dan iewers in die dag, hy sal of in die oggende gaan ry, saam vragte doen, en dan as hy terugkom sy werk doen, of andersom, hangende nou af, wanneer hy nou band practice het by die kerk, so hy deel maar sy goedjies so in. In die oggend was hy nou toevallig saam met my man by die werk, en hulle het later teruggekom, en ek vra toe vir hom, vas hy, en hy sê toe vir my, ja.
Ek sê, my hemel, my kind, hoekom sê jy nie vir mamma jy vas nie? En hy sê nie, maar hoekom moet hy my sê? En dadelik besef ek, ja, maar okay, hy hoef my nie te sê hy vas nie. Dit is sy reg, ek hoef dit nie te weet nie, maar wat vir my die wonderlikste ding is dat hy wel die inisiatief geneem het om te vas, jy weet, en ek los dit net daar. En die aand, is ons, nou almal weet nou al in ons huis, wanneer ons vas, jy weet, tye wat jy sou eet, gaan bid jy, en ons almal eet nou obviously, want ons vas nie, en ek gaan die aand op, om vir hom nag te sê, en toe ek in sy kamer kom, dit is seker die mooiste ding wat 'n ouer ooit in hulle lewe kan sien en beleef. Dit is vir my, dit is vir ewig in my geheue ingebrand, en dit maak my skoon hartseer as ek daaroor praat, want dis vir my die belangrikste ding op die hele aarde, dat my kinders die Here moet dien. Dit is vir my, dis die grootste geskenk wat jou kind kan gee, as hy of sy die Here dien, want dan gaan hulle kan cope in hierdie wêreld. Hulle gaan weet waartoe hulle moet gaan met hulle probleme. Dit is die beste raad en wysheid wat jou kind kan leer. En ek kom in die kamer in, maak sy deur oop, maar hy sien my nie, hy kom nie agter ek staan nie, maar hy is op sy knieë met sy oorfone aan besig om te bid en te prys en worship. En ek los hom toe. En dit was vir my so wonderlik om te sien dat 'n jong kind van 14 jaar soveel so soekend is na sy Skepper. So wat ook al sy rede vir vas is, kan jy weet of iets is wat hom dalk pla is, weet jy, dis okay. Jy is ma of pa hoef nie te weet nie. Hy weet waartoe hy gaan na die regte bron toe vir sy oplossing. En dit was so bemoedigend om te weet. So wat ek vir julle wil los by is hoe kry jy dit? Hoe gebeur hierdie dinge? En ek wil nou net hê julle moet nou my baie mooi verstaan. Dit is nie dat ek nou hierso brag oor my kinders of daai tipe van goed nie, maar dit is glad nie wat ek doen nie. Want 'n mens moet altyd op jou knieë bly, bid vir jou kinders. Niemand se kinders of geen mens het arrive nie. Ons almal maak foute, ons almal kan struikel nog. So ons moet konstant nederig bly en konstant by God pleit vir ons kinders, dat die vyand hulle nie sal aanval nie, en bid vir hulle in die bloed van Jesus oor hulle pleit. So, jy weet, dit is 'n aanhoudende proses. Dit is nie van jy bid nou net 'n paar dae en voilà, daar is jou kind en soek die Here nie. So, wat ek vir julle wil los is hoe om sulke tipe resultate te kry. Nommer 1 is, jy kan nie verwag jou kinders moet die Here soek met hulle hele wese, maar jy as ouer doen dit nie. Jy as ouer luister sekere musiek in jou huis, jy as ouer kyk goed wat jy nie moet kyk nie, of jy as ouer, jy weet, het die een partytjie na die ander ene en daar's drank betrokke, en al die verkeerde dinge is teenwoordig in jou lewe nie. Jou voorbeeld getuig nie van Jesus nie. Dan is jy al klaar op die verkeerde pad, moet ek vir jou sê. Dan moet jy weet, jou kinders, dis die voorbeeld wat hulle sien. Al hoe jy sulke tipe resultate gaan begin kry, as jy as ouer werklik God begin sien, is what practice what you preach. Ek kan nie elke dag vir my kinders sê, hoorie, julle moet ook nou 'n bietjie vas, of julle moet bid, en julle moet die Here vertrou vir dinge, as ons in ons gesin dit nie ook doen nie. Weet, jy kan nie net Sondag kerk toe gaan en verwag jou kind moet die Here dan dien vir die res van die week nie. Jy moet in die week betrokke wees by die kerk. Jy moet in die week God in jou lewe, in jou huis toelaat. Weet, daar word gedurig worship musiek in ons huis gespeel. Jy weet, ja, altyd my kinders, ons hele gesin speel instrumente, en dit is ons manier van hoe ons die Here loof en prys. Almal kan nou nie dit doen nie, maar buiten dit, as daar nie iemand is wat klavier speel of gitaar speel nie, dan is die worship en prys musiek aan in ons huis, in die agtergrond, want dit is vir ons lekker om God in ons teenwoordigheid te hê, om in sy teenwoordigheid te wees, om hom in te nooi in ons huis in. Nou, jy kan nie God en Satan entertain in jou huis nie. Jy kan net eenvoudig nie, dit werk nie so nie. So jy moet vir jouself gaan kyk, wat luister jy in jou huis? Wat speel heeldag in jou huis? Hoe praat julle in julle huis?
So ons het 'n reël om woensdae-aande doen ons Bybelstudie in die huis. Jy weet, ons sal of 'n preek kyk of ons sal self 'n eie reeks begin wat ons doen, wat ons gesamentlik na kyk, en dan nou en dan kyk ons sommer 'n ekstra preek of 'n ding in die oggende, sal ons jy weet Bybelstudie doen, in die aand voor ons gaan slaap doen ons Bybelstudie. Nou gaan baie mense sê, "Ag, maar die tyd, waar kry ek die tyd om al hierdie goeders te doen?" Jy maak tyd, want as jy wil hê jou kind moet kom waar hy of sy gaan soek en God gaan vra wat hulle doel vir die lewe is, dan wat God se doel vir hulle lewe is, dan gaan jy absoluut moet begin hierdie dinge toepas. Want anders gaan jou kinders nou kom, hoe gaan hulle weet, hoe gaan hulle so leefstyl kweek as hulle nie daaraan blootgestel word nie, as dit nie hulle lewenspatroon is nie. En dit is, baie mense sê, maar dis boring, ons kan nie dit doen nie. Dis glad nie boring nie. Weet jy, vervullend is dit om in die Here se teenwoordigheid te wees. Ja, daar is soveel dinge wat in die wêreld verkeerd is, en nog steeds is daar goed wat verkeerd verloop, soos my man se trok het laas week, of die week voor dit, het die trok gebreek. En nog 'n simpel voorbeeld om vir julle te gebruik, ek soek na my salfolie vroeër in die week om vir iemand te bid. Ek kry net my salfolie nêrens nie. En net om later uit te vind, my man het die olie gevat, die salfolie gevat, en nadat hy die trok gewerk het, en voordat hy die engine start het, hy sy trok gesalf, en weer eens in die hande van die Here gegee. Dit is die tipe resultate wat jy kry, jy mamma, jy vrou, as jou man dalk nie gelowige is nie, as jy bly bid, en as jy self hierdie goed begin toepas, en met jou gesin praat, en wil sê, maar kyk, dit is wat God se woord sê ons moet doen. Ken hom in al jou weë, seek the kingdom of God, and the rest shall be added. Dit is in Matteus 6 vers 33. So, soek allereers sy koninkryk, en die res sal vir jou bygevoeg word. So, as jy mooi daaroor dink, soek God se koninkryk en geregtigheid in jou lewe, en die res sal vir jou bygevoeg word. So, dit is baie belangrike woorde daar, hierdie wat leer jou kind in die weë van die Here, en hy sal nooit weer daarvan afdwaal nie. Dis die tipe goed wat jy moet doen, wat jy moet toepas in jou kind se lewe daagliks. My ouer seun het, toe ek en my man siek was, het hy vir ons gebid, en hy het vir ons gesalf. Dit is die tipe goed wat hulle sien ons as ouers doen, en nou begin hulle dit self toepas. Ja, toe hulle kleiner was, het hulle nie vrymoedigheid gehad, nie het nie gebed nie, maar elkeen van ons maak 'n beurt, elkeen in die huis kry 'n beurt, om elke aand kry 'n ander persoon 'n beurt om te bid ook. Leer jou kinders om te bid, om hardop te bid. Ja, dit is moeilik, partykeer wil hulle nie bid nie, hulle skaam, maar sodra hulle begin sien, maar kyk, mamma doen dit, papa doen dit, dan begin hulle dit ook doen. Jy sal verbaas wees, hoe vinniger 'n kind leer, en hoe vinniger 'n kind oop is vir hierdie dinge, hoe kleiner hulle is. Hoe groter hulle word, hoe skamer raak hulle, hoe minder wil hulle dit doen. So, want die vyand manipuleer hulle, die vyand wil hulle intrek, en hy wil nie hê 'n gesin moet die Here dien nie. So, begin regtig dink oor hierdie raad wat ek nou vandag vir jou gee, en sê, weet jy, ek wil ook hê my kind moet kom daar, ek wil hê my kind toerus met hierdie Bybelse beginsels, ek wil vir my kind hierdie dinge leer, om ook die Here te soek. So baie mense hak vas en is gefokus op hulle kind moet hierdie graad kry, hulle kind moet aan hierdie sport deelneem, hulle kind moet daardie medalje kry, maar die grootste medalje wat jy vir jou kind kan gee is Jesus. Om hulle lief te maak vir Jesus, hulle nie bang maak met die woord nie, maak hulle lief vir Jesus, want as hulle lief is vir hom, dan gaan hulle goed nie wil doen nie, want hulle gaan hom nie wil teleurstel, hulle gaan hom nie wil hartseer maak nie, hulle gaan Jesus wil hê, Jesus, God moet trots op hulle wees en sê, you are a good and faithful servant, en dit is wat jy wil hê jou kind moet hoor op die einde van die dag, want as die Here in jou kind se lewe is, en die Here die fokuspunt van jou kind se lewe is, sal al die ander dinge, soos ons gehoor het nou in Matteus 6 vers 33, sê, sal die ander goed bygevoeg word. So, ek hoop, dit is 'n bemoedigende boodskap, en dat jy dit gaan begin toepas. Jou eie lewe moet jy begin drasties verander. Ons het tyd vir TV. Mense sit
ure voor 'n televisie, sepies kyk, series kyk. Hulle kan net so maklik ure langs 'n sportveld sit en die een wedstryd na die ander ene kyk wat hulle kinders doen of wat hulle self net gaan kyk. Ons kan flieks toe gaan, ons kan allerhande buiteaktiwiteite doen, maar wanneer dit by die Here kom, sê ons dit nie tyd nie. En dit is verkeerd. Dit is hoekom jy die resultate kry wat jy kry. Maar as jy goddelike resultate wil sien en veranderinge in jou huis en daardie mooi prentjie wil sien waar jou kind uit sy eie uit die Here soek en loof en prys, dan gaan jy jou leefstyl moet verander en drasties. Jy as ouers, julle as ouers, gaan die Here moet soek met alles in julle. Tot ons weer gesels volgende keer, hoop ek dit gaan baie goed met elkeen. Shalom.